Ons lig ons stemme. Dankie Here Jesus. Ons eer U vanoggend, Here, ons aanbid U vanoggend, Vader. U is goed, U is groot. Soos die musikante ons lei, wil ek julle nooi om die Here se naam groot te maak. Sit jouself, geef hom 'n offer van jou sang, van jou gebede, van jou denke. Ons maak sy naam groot. naam
known. Hallelujah, God, above it all. Hallelujah, God, unshakable. Hallelujah, you have done great things. Hallelujah, God, above it all. Hallelujah, God, unshakable. Hallelujah, you have done great things. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, God, above it all. Hallelujah, God, unshakable. Hallelujah, you will do great things. You'll do great things. Hero, oh hero of heaven, you've conquered the grave. You free every captive and break every chain, oh God. You have done great things. Yeah, we dance in your freedom, awake and alive. Yeah, Jesus, our Savior, your name lifted high, oh God. You have done great things, oh God. You still do great things. You've been faithful, you've been faithful through every storm, and you'll be faithful forevermore. You have done great things, and I know you will do it again. For your promise is yes and amen. You will do great things, Jesus. You still do great things. Hero of heaven, you've conquered the grave. You free every captive and break every chain, oh God. You held the great things. We dance in your freedom, awake and alive. Oh Jesus, our Savior, your name lifted high, oh God. You will do great things, oh God. You still do great things. Above it all, hallelujah, God, unshakable, hallelujah, you will do great things, hallelujah, and hallelujah, God, above it all, hallelujah, God, unshakable, hallelujah, you will do great things, hallelujah, one more time. Hallelujah, God, above it all, hallelujah, God, unshakable, hallelujah, you will do great things, you'll do great things, hero, oh hero of heaven, you've conquered the grave, you free every captive, break every chain, oh God. Your name lifted high, oh God. You have done great things, oh God. You still do great things. Oh Jesus. Yes, you're the great shepherd, Lord. You came to seek us, Lord. You came to find us, Jesus. You came to fetch us, Jesus. Came to rescue and to save, Lord. What a great work you've done in us. Oh, that you would save, you would set free.
you'd heal. You made all things new, Jesus. Yes, oh, we worship you, Lord. How God is above it all. How God is above it all. Jesus, our God is unshakable. Unbuckleable, unbuckleable. Yes, the Lord, span ons redden. Hy is die ewige o Heer, die ewige o Heer. Die slymer die word nooit moeg nie. Hier het die swakkes die wat vrees, vertroos om met die gees. U laat ons zweef soos arende. U is die ewige vertroos om met die gees. U laat ons zweef soos arende. Ons God, U heers vir ewig. Ons God, ons sterke laat ons zweef soos arende.
stemme heers. U is die ewige, o Heer. Die ewige, o Heer. U slymer nie, u word nooit moeg nie. Hier het die swakkes, die wat vrees. Vertroos hom met u gees. U laat ons sweef soos arende. Is daar nie iets amazings wat gebeur wanneer mense die Here erken in so 'n manier nie. Dit is eintlik amazing hoe denke, ons hart, ons angste swaalf in lyn kom sodra ons in die Here se teenwoordigheid is. En ek weet nie, daar's 'n tasbare rustigheid van God hier oor ons. En ek wil nie te vinnig rush nie. Ek wonder of ons net so 'n oomblik kan vat en jy net jou eie, ek voel ek klaar rustig en kom ons erken die Here vir sy nabyheid. As daar goed is wat steeds swaalf woel, weet nie, daar kan jy in jou eie hart dit vir hom gee. Onthou net nie om daai goed vas te hou. Ek wil dalk nie te sterk wees nie. Is dishonoring teenoor die Here. As ek vir my seun verduidelik wat ons gaan doen en hoe ek dit het, I've got it. En hy karring heeltyd en hy probeer sy eie plannetjies maak en nadat raak dit frustrerend. Nou, die Here is baie meer geduldig as wat ek is, maar ek wil so amper nogal sterk sê, daai goed wat nou voel, let it go, honestly. Want jy eer hom nie. Ek dink, dit is vir my lekker as my seun vir my sê, okay, cool, ek vertrou jy, you've got it. En onthou, hy is die shepherd of our souls. Nie van jou finansies nie, alhoewel hy omgee vir jou, maar hy van jou siel. So kan ons net 'n rukkie stil wees en net om erken vir dit en opnuut weer sê, okay Here, U wil nie myne nie. Ek word nou rustig in die teenwoordigheid. Kom ons doen dit. In jou eie hart kan jy net die Here geniet vir dit. Dankie Here.
ons eie plannetjies te maak, toe word ek net weer herinner aan die verhaal van die verlore seun. En sy broer wat by die huis gebly het, hy was kwaad gewees oor die verlore seun teruggekom het, want hy het dan hard gewerk en hy was daar en hy het nie sy goed gemors nie. En so ek wil eintlik maar net vanoggend gou bid, as daar iemand is wat voel, ja, ek doen alles wat ek moet doen en ja, ons hoef nie die Here se genade te verdien, hy gee dit vrylik vir ons. Ja. Dankie Jesus dat U gee met oop arms en oop hande en U wag vir ons en ja, Here, soos daai gelykenis ook sê dat jy is my seun, alles wat ek het is joune. Jy kan enige tyd 'n partytjie hou en 'n beeslag en jy's deel van my huishouding en Here, ek bid dat ons regtig ons harte sal oopmaak en besef ons is deel van U en dit ou, Here, laat ons dit regtig sal ou en sal ophou probeer om dit te verdien. Amen. Ja, ek dink dit kom natuurlik uit daai tipe ding in ons harte is, jy weet, wanneer so een of twee goedjies nie lekker uitwerk nie, en voor ons weet is ons amper vies. En dan gaan die argumente in jou kop, soos jy net gesê het, maar wag 'n bietjie, ek het alles gedoen, ek het lanklaas drugs gedoen, ek het lanklaas, jy weet, maar actually, wag 'n bietjie, sien jy wat gebeur, as ons so optree? Ons probeer God beheer. Ons probeer sê, okay, cool, ek doen dit, so nou, hier's 'n IOU in my kolom. Maar ons nie IOU's in die Here nie. En sodra ons in daai werksmentaliteit kom om amper die Here se arm te draai met ons moraliteit, dan dink ek mis ons wat die verhouding wat die Vader wil hê met die seun. Sou dalk goed vir jou wees om net in 'n oomblik net vir die Here te sê, soos jy net gebid het, okay Here, Here, dankie, ons mis dit so om saam te wees en so saam U teenwoordigheid en die naam groot te maak. Here, ek kom met elke persoon hier nou aan U toe, Here, en ons dankie, Here, dat U vanoggend vir ons net so gewys het, Here, dat U ons herder is. Here, U sien, U stel belang, U weet wat aangaan. U is besig om te lei, U is besig om te werk, U is besig om terug te bring. Dankie dat daai wete dat U die shepherd en the overseer of our soul is. Goeie herder. Die een wat nie laat ons dit terugbetaal nie, maar die een wat self dit betaal het vir ons. My gebed is, die Heilige Gees, dat elke hart vanoggend daarin sal drink, Here, dat soos ons U vertrou en dit U naam verheerlik sal word, Here. Dat ons U sal verheerlik, soos ons U vertrou, soos ons onsself verheug in U, Here. Mag dit U plesier bring, Here. Ons eer U vanoggend, groot koning Jesus. Ja, U is awesome. Ons is so lief vir U, Vader. Ons bid vir die res van ons tyd saam. Soos ons na U woorde luister, Here, dat ja, U moet ons sal werk, Vader, dat ons ontvanklik sal wees, dat ons sal hoor wat U sê, waantoe U ons vat. U is awesome, Here. Amen. Awesome, vriende, julle kan gerus julle sitplekke inneem. So wonderlik, welkom julle, dis awesome om weer by mekaar te kan wees, is dit nie? Ek dink, ek sal weer sê, hierdie om saam die woorde van God te hoor, ek dink die idee van kerk, ek hoef julle seker nie te oortuig nie, maar jy weet, gedurende hierdie tyd kan mense hoor sê, ja, kan jy sien, die kerk is nie 'n gebou nie, die kerk is nie 'n meeting nie, sê ek, okay, maar wag, hou net so klein bietjie, die woord kerk, eklesia, beteken, die uitgeroep is om saam te wees, so 'n essensiële uitdrukking van Jesus se kerk, is om saam te wees, so, dis 'n tydelike ding, hierdie aanlyn goed is, en ons hoop ons kry dit reg vir die mense wat nie vanoggend kon uitkom nie. Maar ons is opgewonde vir die seisoen wat kom en ons vertrou die Here, soos hy met ons gepraat het van vermenigvuldiging. Hy dit sal doen oor hierdie tydperk, maar ons mense in hierdie kerk vat hierdie woord baie ernstig op.
om te vermenigvuldig. So, een van die eldership couples verwag 'n tweeling. Daar's 'n hordes anders wat ek nog nie mag announce nie, want dit is nog hash. Maar Rich en Jeanette, julle hou nie op nie, hè? Baie geluk, hulle is swanger met hulle 4de. Woehoe! Maar daai, ja, ons hoop vir 'n verskalf hierdie keer. Maar ja, baie geluk julle. En dan is dit 'n jong dametjie se eerste keer by die kerk vanoggend, is dit nie? Ja, baie geluk. Sê ek haar naam reg, Eva? Woehoe! Baie geluk julle. Julle het nou hier, hoe oud sy nou? Yes, you can you believe it. Great. En ek weet hier is swanger mense, moenie na my oë kyk nie. Wat niemand van weet nie, Rudy Louise nou. Nee, ek joke. Slaat Rudy in 'n ligte sweetjie uit daar. Nee, wonderlik om by mekaar te wees julle en dit is awesome om lewe te kan vier soos die Here aan ons toevoeg. Maar met dit wil ek julle bemoedig. Ons het hierdie week gebid en gevas en die groot tema wat ons regtig op ons harte voel wat die Here met ons praat is dit van vermenigvuldiging. Nou, ek moet sê dit toets nog ons jou geloof van vermenigvuldiging. Is die eerste keer wat jy kan saamkom soos 'n kwart van die mense hier is. Maar die Here is groter as dit. So ons weet ook al die regulations en alles, maar met dit wil ek julle vra. Ons vertrou vir die Here. Kyk, binne mag ons in hierdie tydperk 50 ontmoet. Buite mag ons 100 ontmoet. So ons vertrou die Here vir planne. Nou, moenie na my toe kyk vir die planne nie. Ons is saam in die ding. As jy voel jy het 'n strategie of jy dink aan iets of jy het 'n skill om by te dra, kom ons vertrou die Here. In Jesaja is daar 'n teks van vermenigvuldiging wat sê surely our habitation will be too narrow for you. En ons vertrou regtig die Here dat die jaar die tyd sal wees wat ons 'n deurbraak sal sien in venue en ons weet hierdie is te klein vir ons nou. Nou met COVID dit maak dinge interessant, maar kom ons vertrou die Here saam. Nou, julle gaan dit oor om 'n groot kerk te hê? Nee. Maar dit gaan om mense te disciple en mense te bereik. Hoe gebeur dit? Wel, deel van die manier is om saam te kom. Right? So dis een van die uitdrukkings, een van die, hoe kan ek sê, die voertuie wat ons het om hierdie visie uit te lewe. So dit gaan nie oor 'n groot gebou nie, maar dit gaan oor om hierdie, hoe kan ek sê, hierdie vehikel te wees van wat die Here besig is om te doen. En ons sien sy lewe tussen ons. So ek wil julle aanmoedig om nie net vir die leiers te kyk vir dit nie, maar dalk stuur julle hele harte om iets te doen of om 'n visie te hê of om ja, so sal julle hom vat vir wat dit is? Nou maar great. So net om julle ook te laat weet, hier's 'n paar besoekers, een van Pretoria. Hallo. En ek het van Nelis ontmoet. Ek dink nie hier's iemand anders nie. Dis nou lekker as ons so 'n klein meeting is. Ek spot hulle sommer so vinnig uit. Maar Kruislig, ons glo regtig om 'n kerk te wees wat bestaan uit huisgroepe uit. Ons is nie 'n kerk wat 'n huisgroep bediening het nie, maar ons essensieel om waar te wees in die Nuwe Testament patroon is om in gemeenskap te wees. Nou, dis baie moeilik om in gemeenskap in hierdie forums te wees, so Kruislig connect deur die week. In groepe, mute die knoppie, of dit nou op Zoom is, wat ook al. Maar as jy wil meer uitvind, daar's details op die website, ek dink dit makliker sal wees om met een van die leiers te kom praat, of net te vra. En ons kan julle connect aan 'n groep mense. Die punt is verhoudings. So ek wil julle net aanmoedig met dit. Ek dink dis dit. So ons het vanoggend 'n groot voorreg om kom skud jy jou kop, sorry. So ek noem hom nou maar Swarrie want dit is exactly wat hy is. Maar vir die van julle wat nie weet nie, Wynand en Christen lei op die oomblik die kinderkerk en 'n huisgroep wat hulle dink is die beste, wat ek dink dit is nie. Ek dink van die ander is beter. Maar van julle wat nie weet nie, so laas jaar gedurende lockdown het hulle het in Pretoria gebly en hulle het gevoel of die Here met hulle praat om die werk hier te kom ondersteun. So hulle het lank betrokke in kerkleierskap, in pateringkerke daarbo, so dit is dis nie bandjies vir boeties nie. Dis iemand wat gesalf is en geroep is en hiernatoe gekom het nie vir die berge nie. Hulle het nie geweet hoe warm dit is nie. Hiernatoe gekom omdat hulle gevoel die Here sê kom help bou met wat die Here hier doen. En so dit is great om vir Wynand vir die eerste keer in Kruislig los te laat. So Wynand, jy kan hierso kom staan by ons. Hy het gister vinnig al by ons omgekom, toe lyk hy maar nervous.
Sê ek, hoekom is jy nou nervous, worry? So kom ons bid vir hom, ons vertrou die Here dat die Here hom sal gebruik vanoggend. Is dit nie amazing nie dat die Here leiers aan ons toevoeg? So vir die van julle wat hom ken, sal weet julle kan maar vat wat hy sê. Hy stap 'n mooi pad saam met die Here. Daar's integriteit, daar's vrug in hulle lewens. So kom ons vertrou die Here dat hy vanoggend met ons sal praat, deur Wynand. Dankie Vader. Here, dankie vir die gawes wat U die kerk gee, Here, en dankie dat U woord kom deur verskillende persoonlikhede en verskillende gawes. Here, ons vertrou vanoggend, Here, dat U hom sal gebruik. Dankie, Here, vir die jare van saam met U stap en die ervarings wat hy al het. Ek dink nou dadelik aan Dawid, die dag toe, nie dat hierdie 'n Goliat uitvat is nie, maar die dag toe hy dit gedoen het, het hy al klaar beere oorwin en leeu's oorwin. Dankie, Here, dat daar 'n agtergrond is van oorwinnings in U, Vader, en vrug in Wynand en Christen se lewens. So ons maak ons harte oop, Here, om uit die stap wat hulle met U stap en die woorde wat hy gaan deel te ontvang. So seën hom vanoggend, maar seën ons ook. In Jesus se naam. Amen. Dan kan je denk ik afval. Is het ek of is het bietjie warm hier binne? Thanks, Marie. So gewoonlik, ek is al gewoond aan dat my grootmond my in die moeilikheid kry, maar vanoggend het my grootmond julle in die moeilikheid gekry. En ek vra vir julle jammer daaroor. Want so 'n paar weke terug terwyl ek en Waldo gesels het, toe sê hy vir my, "Jesus, hy's nou bietjie besig hulle is nou besig om 'n besige seisoen in te gaan. Hulle gaan nou trek en hy moet nog voorberei en alles en ek gaan trek toe op my jare en jare se ervaring in die corporate wêreld en ek sê vir hom, "As mens besig raak, is baie maklik, mens delegate." En ek sê toe vir hom, jy weet, so laat een van die elders preek. En om een of ander rede die woord elder toe by die wysheid geval. So daarom is ek nou vanoggend hierso en julle moet nou ongelukkig aan my gesiggie vaskyk vir die volgende 10 minute of so. Presies. Maar dis 'n groot verantwoordelikheid hier en dis nie iets wat ek ligtelik opvat nie. So ek wil net dankie sê vir Waldo en vir die leierskap. Ek weet hy moes Matt en Pieter se arm draai. Maar ek wil net vir julle dankie sê dat julle my toevertrou met hierdie verantwoordelikheid. Kan ek dalk net gou vir ons bid? Ek sê, ja, Here, ek wil vir u dankie sê vir die woord. Dankie dat dit 'n riglyn is tot ons lewe. Dankie dat dit 'n baken is. Here, dankie dat dit nog steeds relevant is vandag, soos wat dit was gister en jare terug en net soos dit relevant gaan wees môre en die jaar wat kom. Heilige Gees, ek bid dat u woord vir ons sal oopmaak. Ek bid dat u vir ons sal wys wat ons die aanpassings in ons lewens moet maak, Here, volgens die woord, Here. En dan wil ek ook net bid en sê dat alles wat vanoggend gesê word, dat dit van u woord af is, dat dit van u direk afkom, Here. En dan enigiets wat man-made is, enigiets wat ek sê wat nie van u af is nie, Here, laat asseblief laat dit by die wysheid val. Ons strewe om ons lewe in te rig soos dit u wil. Ons streef nie om ons lewe in te rig soos hoe 'n ander man dit wil hê nie. Ek bid dit in die naam van Jesus. Amen. So ek moet sê, ek is baie dankbaar vir vanoggend se expression van ons samekoms. Ek was baie nervous dat dit net ek en die kameras gaan wees, soos Waldo die afgelope paar weke gedoen was, en soos Waldo nou net gesê het, ek het 'n gesig vir radio en nie vir die TV nie. En ek wil net vir die mense wat daar by die huis kyk en sê, wil ek net die volgende sê, dat hulle sê die kamera sit so 5 kg by, en daar is 3 kameras op my, so neem dit net in gedagte as julle na my kyk. Ja, so hier staan ons in die begin van 2021. Dit was nou nogal vir my interessant. Ek het gaan stoktyk en sê, hoe het mense 2020 ingegaan versus hoe hulle 2021 ingegaan het. Nou ek onthou laas jaar, miskien is dit 'n bietjie ver vir jou, maar ek onthou laas jaar, daar was groot opgewondenheid. Daar was 'n groot afwagting vir 2020. Mense het geneem en geclaim dat hulle gaan, hierdie is die jaar van die lyf, of hierdie is die jaar van gesondheid, of verhoudinge, of ek gaan 'n besigheid begin, of ek gaan 'n promotion kry, al daai goeters, en ons het grappies gemaak oor 2020 visie, en dit was hierdie regtig excitement, hierdie hoë verwagting van 2020, en toe 2 maande later hoor ons iets van soos corona, en nog 'n maand later hoor ons iets soos lockdown, en ons is nou oor die 330 dae reeds in lockdown, en ewe skielik moet ons almal ons planne laat vaar. Ewe skielik moet ons aanpassings maak. Ek weet die kerke moes ewe skielik 'n manier uitvind, hoe gaan ons by mekaar kom,
en almal raak boffens op IT's en liggies wat skyn en hoe om preke op te neem en al daai tipe van goed en ons besighede moet leer hoe om te cope sonder dat ons bymekaar kom en ewe skielik raak Zoom 'n ding. Wie het geweet van Zoom voor 2020? Zoom raak 'n ding en al daai tipe van goeders. Dit is hoe 2020 was en 2021 is nie heeltemal met dieselfde ywer voel ek as ek so na my sosiale media kyk en die gesprekke wat ek voer, het nie dieselfde verwagtinge nie as 2020 mee begin nie. Ek dink een van my vriende het die heel beste gesê toe hy gesê het, hy wil net 2021 survive. Dit is die verwagting wat hy het van 2021. So ek het eintlik 'n hoë verwagting van 2021, omdat die bar so lou is, laat ons eintlik 'n goeie jaar gaan hê. Hy gaan ons verwagtinge oortref. So ja, maar ek weet nie vir julle nie, maar dit voel vir my net, hierdie afgelope tyd is absoluut, die wêreld is in chaos. Ons sit, daar's ewe skielik 'n vrees, 'n ongekende vrees, wat al ons gesprekke domineer. Daar is omtrent nie, ek ontmoet nie met iemand vir 'n koffie, of in 'n homegroep, of in 'n ander sosiale setting, 'n braai, waar ons nie die ding praat van corona nie. En daar's al hierdie verskillende opinies, en dit domineer ons ding, en die vrees wat daar gewek word, daar is die vrees om dood te gaan. Ewe skielik, moenie ons, draai jou maskers, hoekom wil jy see toe gaan? Nee, moenie see toe, moenie uitgaan nie, bly by julle huise, hou sosiale distansie, moenie, weet, daar's al hierdie mense, want mense lewe in hierdie vrees om die siekte op te doen, want hulle lewe in die vrees, hulle is bang hulle gaan doodgaan, of hulle is bang hulle geliefdes gaan doodgaan, as hulle nie bang is om self dood te gaan nie. Ons lewe met hierdie vrees, of die ander kant van die muntstuk is, ons lewe met die vrees van, hoe gaan ons rekening betaal? Hoe gaan ons huis betaal? Hoe gaan ons kar betaal? Hoe gaan ons eet? Want ewe skielik, ons besighede gaan onder. Ewe skielik, die werk, die maatskappy vir wie ek werk, doen nie meer so goed nie, en daar's sprake van afleggings. Daar's sprake daarvan dat ek my werk gaan verloor, of miskien het jy jou werk verloor. Ek weet, ek is aan albei kante van daai muntstuk. Hierdie tweede golf het baie nader geslaan as die eerste golf van corona. Daar's baie meer mense wat ek ken, wat siek geword het. Daar's mense in ons sosiale kring wat oorlede is. So ewe skielik het hierdie ding ook vir my 'n werklikheid geword. Die feit van besighede wat sukkel om aan die gang te kom, besighede wat sukkel om staande te bly, het vir my ook 'n werklikheid geword. Of miskien is ons bang vir ons toekoms, ons is bang vir die toekoms van ons kinders, want hulle is meer buite die skool as wat hulle in die skool is deesdae. Kry hulle die nodige opvoeding of die opleiding wat hulle het om hulle toe te rus vir die toekoms? Hoe gaan hulle 'n toekoms daarvan maak? Wat gaan hulle doen? Want ewe skielik, hulle kan ook die ervaring, hoe beïnvloed dit hulle psigies, want ewe skielik kan hulle dalk miskien, hulle het hierdie jaar die kans gehad om die eerste span te speel, nou speel hulle in die eerste span nie, of die matriekafskeid, of skoolverwisselings, al hierdie geleenthede wat verbygaan, wat ons mis, en hoe gaan dit hulle toekoms beïnvloed? En ons lewe in vrees, want ons kyk net, want hierdie wêreld is chaos. Selfs Amerika. Ek bedoel, altyd was Amerika of baie vir ons hierdie beacon of light, en dis chaos daai. Ek wil regtig nie deesdae in Amerika bly nie. Ons kan nie na hulle kyk om te vra om ons te help nie. En te midde van al hierdie chaos, bly die vraag, hoe moet ek en jy lewe? Ek en jy wat vir God ken. Ek en jy wat Christene is. Hoe lyk ons lewe? Gaan ons ingee tot hierdie vrees of nie? Wel, die antwoord is baie duidelik, en die antwoord wat ons kry is in die Bybel. Sien, Paulus skryf uit die gerief van sy tronksel, skryf hy die volgende, hy sê in Timotheus, hy skryf vir hom, for God gave us a spirit, not of fear, but of power and love and self-control. Sien, wat die teenoorgestelde van vrees, is love en self-control. Met ander woorde, ons gaan nie al die toiletpapier by Pick n Pay koop nie, ons wil onsself beheers, want ons is lief vir iemand anders, ons wil hê, jy kan ook toiletpapier hê, en ek gaan myself beheers. Ek praat nie van jou body nie, ek praat van om die feit dat jy voel jy moet al die toiletpapier koop. Sien, dit is die teenoorgestelde van vrees, want ons sê God is reeds daar. Hierdie tema van dat ons nie moet bang wees nie, is een van die groot major temas in die Bybel eintlik. As mens reg deur die Ou Testament en die Nuwe Testament, sien ons hierdie ding van, moenie bang wees nie. Don't worry, don't be anxious. Dit is een van die groot temas wat God aanskryf, en hy sê vir ons as Christene, ons mag nie bang wees nie, ons moenie bang wees nie. Inteendeel, ek het iewers, ek onthou jy nog SMS, onthou jy toe dit nog 'n ding was. In daai tyd het iemand vir my 'n SMS aangestuur wat gesê het, een van die aanstel hier SMS wat deesdae is dit seker na WhatsApp, wat sê, daar is 365 keer in die Bybel staan, nou moenie bang wees nie, een vir elke dag. Nou ek weet nie of dit waar is nie,
Ek het regtig probeer, ek het deur die magdom skrif gewerk om te sien hoeveel keer sê Here, moenie bang wees nie. Ek het nie getel nie, maar dit is baie. Regtig, dit is, vat my woord vir dit, moenie julle Bybels gaan lees nie, ons wil nie julle met julle Bybels lees nie. Moenie bang wees nie. Nou, jy mag vir my dalk vra, waarvoor moet ek nie bang wees nie? Wel, kom ek spreek net 'n paar aan, net 'n paar hooftemas aan. En die eerste een is, ons hoef nie bang te wees vir die dood nie. Die Here sê ons hoef nie bang te wees vir die dood nie. In Hebreërs 2 vers 14 en 15 sê hy, since therefore children share in flesh and blood, he himself, en hy praat hierso van Jesus, die skrywer van Hebreërs praat hier van homself, likewise partook of the same things, that through death he might destroy the one who has the power of death, that is the devil, and deliver all those who through the fear of death were subject to lifelong slavery. Sien wat die skrywer hierso sê is, Jesus het gekom, en hy die persoon, die Satan wat def hou, het hy gegaan en destrooi. En ons hoef nie meer die slaaf te wees van ons vrees om dood te gaan nie. Ons kan gaan lewe, want ons weet waantoe is ons pad as ons doodgaan. Of, miskien is jy dalk bang, vir hoe gaan God vir my voorsien? En hy beloof ons, hy sê, hy gaan vir ons voorsien ons basiese behoeftes. Hy sê, in Matteus 6 vers 31 sê, so do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? En daai vers, daai skrif volg op 'n hele gedeelte in Matteus 6, wat die opskrif is, don't be anxious. Hy het verwys daarso na die veld, of na die voëls in die veld, wat hulle worry nie oor wat hulle eet en gaan drink nie, God voorsien vir hulle. Hy verwys dan na die blomme wat sê, hulle worry nie oor hoe hulle lyk nie, God maak hulle, geef hulle in al hulle pragt en praal. So die Here sê vir ons, moenie bekommer wees oor dit wat jy gaan eet of gaan drink, of wat jy gaan aantrek nie, ek sal voorsien daarvoor. Of miskien as jy bekommerd oor jou toekoms, en in Matteus 6 vers 34 sê die volgende, therefore no, do not be anxious about tomorrow, for tomorrow will be anxious for itself. There is sufficient troubles for today. Die Here sê ons hoef nie te worry oor môre nie. Môre sal oor itself worry. Nou vandag mag jy dalk sê, ek is nie bang om dood te gaan nie, ek is nie bang vir my voorsiening nie, ek is nie bang vir my toekoms nie, maar ek is bang vir wel, in daai geval het ek ook 'n skrif vir jou. Paulus skryf in Filippense 4, 6-7, hy sê, do not be anxious about anything. So wat dit ook al is, waarvoor jy bang is, jy hoef nie bang te wees daarvoor nie. But in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your requests to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. So met ander woorde, maak nie saak waarvoor jy bang is nie, gee dit vir die Here en jy sal vrede ontvang. Ander mense gaan na jou kyk en sê, hoe kan jy so peaceful wees oor hierdie situasie? Want jy het dit vir die Here gegee. En dit is daarvoor, so ons as Christene mag nie bang wees nie, of ons moenie bang wees nie. Nou wat is die probleem as ons bang is? Wat beteken dit van ons as ek en jy vandag in vrees begin lewe, as ons volg van omstandighede? Die pyn daarmee is as ek en jy begin so te lewe. Ons lewe nie met 'n oop hand nie, want ewe skielik hou ons al ons goeders vas, want ek wil dit nie share nie, ek wil nie vrygewig wees met die goed wat ek besit nie, want miskien kry ek nie môre. Wat van as ek alles weggee, waarvan moet ek lewe? Ek is bang daarvoor. Of, ons wil nie vulnerable wees met ons stories en ons testimonies nie. Ons wil nie vir mense vertel waar het God ons kon red nie, want ons is bang, mense judge ons. Ons wil nie gasvry wees nie, ons wil nie mense oornooi nie, ons wil nie ons lewe deel met ander mense nie, want ons is bang mense maak ons seer. Ons wil nie self-sacrificial lewe nie. Ons wil nie onsself te nakom vir te wille van ander mense nie, want ons is bang mense misbruik dit. Nou al daai is waar. Dit gaan nog steeds gebeur. Beteken dit ons gaan ophou so lewe? Ons kan nie. Ons moet nog steeds die voorbeeld van Jesus Christus lewe, wat ten spyte van al hierdie goeders nog steeds so gelewe het. Hy sê, C.S. Lewis skryf die volgende en hy sê, the Christian alternative to a culture of fear is a kingdom of hospitality and abundance, vulnerability
and generosity, love and self-sacrifice. The very kingdom Christ has shaped with his living and his dying. So nou mag jy dalk vir my sê, Wynand, dis great. Paulus het in 'n gerieflike tronksel gebly en C.S. Lewis, die ergste wat hy moes geface het, was 2 wêreldoorloë en die Groot Depressie. Dis maklik vir hulle om daar te skryf. Hulle het nie in 2020-2021 gelewe met die corona nie. Dis vir hulle dalk maklik om te sê met die bang wees nie. Hoe kan ek in vandag se lewe nie bang wees nie? Want ek is dit help my sê vir my moenie bang wees nie. Ek is nog steeds bang. Wel die feit van die saak is al hoe jy vrees gaan verwyder is deur vrees. Nou, ek sien julle kyk my bietjie verward aan. Vir party van ons was dit dalk 'n lang naweek en dit is vroeg op 'n Sondagoggend. Want jy maak nie sin nie. Hoe sê jy vir my, hoe vervang ek vrees met vrees? Jy sê nou net vir my ek moenie vrees nie, maar dan sê jy vir my ek moet vrees. Miskien het jy ietsie snaaks geëet gisteraand. Ons het by Waldo hulle gebraai, so ek. Jy sien, Paulus skryf dit so vir ons in ook in Filippense 2 vers 12. Hy sê, "Therefore, my beloved, as you have always obeyed, so now, not only as in my presence, but much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling." Dis dieselfde Paulus wat in Filippense 4 sê, moenie bang wees nie, sê nou jy moet bang wees en tremble. For it's God who works in you, both to and will and work for his good pleasure. Nou die eerste ding wat ek hier julle sien hier is, don't work for your salvation nie. Ons werk nie om ons salvation te ontvang nie. Dis iets wat ons reeds ontvang het. Ons het reeds ons salvation ontvang. Ons werk dit uit. Ons leer dit om dit te verstaan. Sien, want Paulus verstaan die feit dat salvation is net die begin van ons pad saam met God. Dis nie die einde nie. Ons ontvang ons salvation, nou werk ons dit uit. Die feit van die saak is dat ons perfek gemaak is in Jesus Christus en gebore is in salvation. Beteken nie dat ek en jy môre opstaan en alles, ek en my en God se verhouding is perfek nie. Inteendeel, ons lewe nog steeds in 'n onperfekte wêreld. Ek en jy is nog steeds onperfek. Ons lewe nog steeds met ons gedagtes saam en ons vrese en ons sondes lewe ons nog steeds saam. En Paulus sê, ons moet so graag wil hê dat God in ons werk, dat ons dit met angs najaag, dat God in ons werk. Ons moet met angs en afwagting sê, God kom werk in ons, want ek besef, ek is nie perfek nie, ek besef my verhouding met jou is nie perfek nie, en omdat my verhouding nie met jou perfek is nie, lewe ek nie presies soos wat jy wil hê ek moet lewe nie. En dit is die vrees waarvan Paulus hiervan praat. Jy sien, die ander groot tema in die Bybel oor vrees is, dit praat oor die vrees vir God. Sien, die eerste keer wat ons lees van vrees, of being afraid, is reg in die begin van die Bybel. In Genesis 3 vers 10. En ek al gou vir julle aan, en hy sê, and he said, I heard the sound of you in the garden, and I was afraid, because I was naked, and I hid myself. Sien, tot op daai stadium, tot voor die sondeval, het Adam in 'n perfekte wêreld gebly. En hy het in 'n perfekte verhouding met God gebly. Hy was in 'n perfekte verhouding met God. Maar ewe skielik, toe die sonde is, wat doen hy? Hy hardloop weg van die verhouding met God af. Hy wil nie in God se teenwoordigheid wees nie. En dit beteken nie hy het ophou gewees om God se kind te wees nie. Dit beteken nie dat God ophou lief is vir hom. Inteendeel, God wys vir ons, hy maak 'n plan, dat ons nog steeds sy kinders is. Maar dit affekteer ons verhouding met God. Sonde affekteer ons verhouding met God. Ek vat altyd die voorbeeld dat sê, ek het 2 dogtertjies. Nou, ek is vir nie een van hulle 2 liewer as vir die ander een. Ek het hulle al 2 ewe lief. Ek hou van al 2 eweveel. Hulle is verskillend in baie many ways, maar ek hou van hulle al 2 eweveel en ek is lief vir hulle al 2 eweveel. Maar sou een van hulle opstandig wees, sou een van hulle nie luister wat ek sê nie, terwyl die ander ene luister wat ek sê, en hoor en toepas, en as sy nie luister nie, terugkom en vir my sê, ek is jammer, ek sal leer uit my fout uit, ek gaan dit nie weer probeer doen nie, of terwyl versus die ander ene wat sê, my backchat, en met allerhande verskonings opkom, hoekom sy stout was, en hoekom dit gejustify sy stout is, met wie dink julle gaan ek 'n gemakliker verhouding hê? Natuurlik met die een wat bereid is om te luister. Dit verander nie die feit dat die ander een nie my kind is nie.
Sy bly nog steeds my kind. Maar ons verhouding is estranged. Dis moeilik vir ons. En eintlik lê die probleem nie by God nie. God het nog steeds gekom. Die probleem lê by ons, want ons weet ons is skuldig. Back in my mind, ons probeer dit justify, en ons hardloop van God af. En dit is hoekom ek sê, die vrees, ons kan net vrees verwyder, want dit dryf ons na 'n plek, waar ons in 'n perfekte verhouding is met God. Sien, wat beteken die vrees vir God? Dit beteken nie noodwendig om bang te wees vir God nie. Dit beteken wel, ons het eerbied en ontzag vir God. Ons moet besef, God is nie ons maatjie nie. Hy is nie ons gelyke nie. Hy is die skepper, ons is die skepping. Hy is above, we are below. Ons hanteer hom so, met respek en ontzag. Dit beteken ook, ons het eerbied vir sy almag en sy glorie. Waldo het in Desember deur Openbaring gepreek, en ek onthou toe die engele so om die toring gegaan en sê, holy, holy, holy. Dis al wat hulle doen, engele wat om die troon gaan, holy, holy. Dis ontzag en eerbied vir sy almag. Dieselfde oor dieselfde wese wat die hele wêreld gemaak het my en jou gemaak. En ons het ontzag en eerbied daarvan. Die vrees vir God beteken, ons het nog steeds respek vir sy heiligheid, sy toren, of die Engelsman sê wrath en woede. Sien, God haat nog steeds die sonde. Hy haat ons nie, maar hy haat nog steeds die sonde. Hy is nog steeds heilig en ons besef dit. Ons toon eerbied daarvoor. Hy maak nog steeds oorlog teenoor die sonde. Nie teen die sondaars nie, maar teen die sonde. En ons besef dit, en ons het 'n heilige respek vir dit. Dit is die vrees vir God. Ons weet ons sonde, ons gaan nie ligtelik om met ons sonde nie. Ons bring dit aan die lig. En ons sê, Here, ons is jammer, help my hiermee. Amazing dat hy sê, hy sal dit doen. Ne? Nou, jy mag nog vir my sê, hy sê, Wynand, ek hoor hierdie goeters, en nou ewe skielik is ek bang vir God. Wel, John Piper sê dit so, hy verduidelik dit so, hy sê, weet, as jy gaan uitstap, hoe jy gaan in die berge, en ons is nou hier omring deur berge, en ewe skielik kom die weer op. Ewe skielik is daar 'n massa storm wat besig is om aan te kom. En jy besef, jy is blootgestel. Jy is op 'n klif en hier's winde, hier's reën. Dit is nou maar so. Dis die einde. Dit wys vir jou, ek is gone. Ek kan nie in die face van hierdie storm bly staan nie. Ek kan nie in hierdie consuming fire bly staan nie. Maar in daai oomblik sien jy 'n gaping in die rotse. Sien jy 'n klein plekkie. En jy kan daar inkruip en jy kan daar gaan wegkruip. En hierdie storm kan verby jou beweeg. En wat doen jy? Jy kyk nog steeds vir hierdie storm. En ewe skielik verander jou vrees in verwondering. Want jy kyk na hierdie power, hierdie natuurlike, hierdie signs and wonders van die natuur. Ek weet, ek kom nou vir ons wat daar bo gebly het in die Hoëveld. Dit is altyd vir my awesome gewees om 'n donderstorm te sien aankom. Dis lekker as jy in 'n huis bly. Ek dink as jy bietjie buite is of in 'n kar of in ander omstandighede is bietjie blootgestaan, is nie so lekker, maar as jy in jou huis sit en daai storm kom aan en jy hoor en dis jou ruite bewe sommer so van die weerlig. Dit is scary, maar dit is amazing ook in dieselfde tyd om dit te sien. En dit is hoe ons verhouding is met God. Dis die vrees van God. Ons weet ons is beskermend as gevolg van Christus se bloed. Ons is in daai kokon. God kan ons nie, daai storm kan ons nie, daai consuming fire kan ons nie raak nie. Maar ons is veilig, maar ons is nog steeds in awe van hierdie wonderlike ding. So ons hoef nie bang te wees nie, maar ons sal 'n reverence, 'n awe hê vir die Here. Sien, die vrees van God lei tot die volgende. As ons die vrees vir God het, lei dit tot die volgende. Dit lei tot wysheid. In Psalm 111 vers 10 sê, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. All those who practice it have a good understanding. Die wêreld het eers vir my sin gemaak toe ek 'n Christen geword het. Toe begin ek die wêreld eers verstaan. Toe begin ek eers verstaan wat is die doel, hoekom is ons hier, hoekom is die wêreld so,
Want toe verstaan ek dit vir die eerste keer, nou verstaan ek hoekom, want die woord sê, ek het wysheid gekry, toe ek God ontvang het. Die wysheid, of die vrees van God lei tot lewe, rus, vrede en tevredenheid. In Proverbs 19 vers 23 sê, the fear of the Lord leads to life, and whoever has it rests satisfied. Sien, die vrees van God gee nie net vir ons lewe en wysheid nie, dit maak ons nie net verstaan, dit gee ons ook 'n doel in die lewe. Dit wys vir ons, hoekom is ons hier, waarom is ons geskape? En as ons dit verstaan, raak ons rustig en tevrede. Paulus skryf ook in die einste brief van Filipyne, ek het baie Filippense, ekskuus, nie Filippyne nie. Dis twee verskillende goeters, nee, sorry. Filippense. Die een is in Griekeland, die ander is in Filippyne. Hy skryf, hy sê, ek het al baie gehad, en ek het al min gehad, maar in al die kere was ek content, ek was satisfied. En vandag weet ek nie waar jy is nie, jy het dalk baie of jy het min, of jy het al baie gehad en nou het jy min, of jy het nou min en nou het jy baie. Dit help alles vir niks as jy nie content is nie, as jy nie satisfied het nie. Want dan het jy nog steeds nie die vrees van God nie. Die vrees van God lei tot 'n gevoel van geborgenheid toe. En tot ons tot volle op hom kan vertrou. In Proverbs 14 vers 26 sê, in the fear of the Lord, one has strong confidence, and his children will have refuge. Ons weet, waar is jou vertroue in God? As jy God vrees, weet jy kan hom vertrou, dan weet jy is op 'n veilige plek. Maar as jy nie God vertrou nie, hoe voel jy vanoggend? Ek hou van daar's 'n bekende gesang, wat geskryf is, ek gaan nie vir julle sing, want julle gaan nog steeds nie weet hoe hy gaan nie, maar ek is seker van julle ken hom. Hy is seker een van die bekendste hymns wat daar is in die wêreld, en dit is geskryf deur 'n slawehandelaar, wat tot bekering gekom het op 'n slaweskip. En dit het hom aangeraak, en die gesang is Amazing Grace. En die eerste vers ken ons almal, Amazing Grace, how sweet the sound. Ons ken dit. Maar die tweede vers begin en hy sê, it was grace that taught my heart to fear. Is genade wat vir hom gewys het, hy moet bang wees vir die Here. Maar hy selfde genade leer ons en sê, and grace, my fear is relieved. Vriende, as jy vanoggend bang is vir jou omstandighede, vervang jou vrese met een vrees, die vrees vir God. Ek wil afsluit deur te sê, Jesaja 66 vers 2 sê, this is the one to whom I look. Dit is God wat praat. He who is humble and concrete in spirit and trembles at my word. Die opposite van vrees van God is as ons nie nederig is nie. Waldo het gesê, vroeër gesê, begin deur te sê, ons beprobeer die planne maak. Janu wat sê, maar het jy dit regtig? Verstaan jy dit? Gaan jy dit nog steeds doen? Het jy dit? Of, hier sê God, hy wil dit sien. Ons is nederig, ons besef, ons kan niks aan ons omstandighede verander nie. Ons is nie in beheer nie. Dit help, ons plan B, C, D, E gaan ook nie eintlik werk nie. As ons nederig is en ons besef wie ons is en wie God is, en ons ontvang sy woord, dan is ons op bevrees vir God en dan gaan ons nie meer bang wees nie, want ons vertrou volkome op wie en wat hy is. So dit is wat ek vanoggend sê, ek weet nie waar is julle vanoggend nie, maar in hierdie omstandighede is dit dalk moeilik om jou kop reg op te hou, dis moeilik om to see the woods from the trees, soos die Engelsman sal sê, want ons lewe in vrees. Maar ek wil net sê, vertrou op die Here, en daai vrees wat ons het, en dit is, laat ons daarmee ingaan in 2021, laat ons so sal lewe, laat ons nie sal vrees vir die toekoms, of wat dit jaar inhou nie, maar laat ons vir God sal vrees, en dit gaan ons uitsorg vir die jaar, ek weet nie of jy.
Weet jy, hoekom hou ek so baie van die? Dan gewoonlik as ons oor vrees praat of moenie bang wees nie, vrees nie, gaan dit baie oor jou. As ons so daarna kyk, gaan dit oor God. Is nie amazing nie? Want so baie van die moderne evangelie het gegaan oor jou en jou goedjies. Nee, so God het so 'n sugar daddy geraak wat fairy dust op mense gooi. Maar as ons dit omdraai en agterkom, hy is die skepende God wat 'n reddingswerk gedoen het deur sy seun. En ons lewe gaan om hom eer te bring, om deel te wees van sy koninkryksagenda, tot die koning weer terugkom. Dan het ons hierdie agting vir God, hierdie vrees vir God. Hierdie is syne. Hierdie is nie ons speelgrond nie. Jy het dit geweet, wêreld is nie 'n speelgrond nie. Sure, ons geniet dit, dis ons missieveld. Eendag gaan dit ons speelgrond wees in 'n sin, wanneer die nuwe hemel en die aarde kom en ons gaan vir ewig in perfektheid saam met ons koning lewe. Maar tot dan toe vrees ons hom, heilige, heilige God, veilig in Jesus. Maar dis al syne, dis als vir hom, dis als tot hom. En ek love wat Wynand gesê het, dis nie net van, ag champies, moenie bang wees nie. Nee, vrees vir God. Kan ons staan, ek het dan van Matt so vinnig, kan jy Amazing Grace speel? Sal ons saam staan, wil jy nie jou hart voor die Here gee, soos ons hierdie song sing, soos hierdie jaar ingaan, die punt is, moenie vrees nie, die punt is, word verheerlik, Here. Ons vrees U, ons aanbid U. Wat gebeur dan? Al die ander goedjies val weg. Kom ons lig die Here se naam op. Amazing grace, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. Through many dangers, toils and snares, I have already come. 'Tis grace that taught my heart to fear, and grace will lead me home. The Lord has promised. The Lord has promised good to His word, my hope secure. His word, my hope secures. He will my shield and portion be. He will my shield and portion be. As long as life, as long as life endures. Can we just sing that again? The Lord has promised. The Lord has promised good. Yes, you have, Lord. His word, my hope secures. He will my shield. He will my shield and portion be. As long as life, as long as life endures. Amazing grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. It's amazing hoe die vrees van God jou eintlik laat veilig voel, is dit nie?
Jo, Here, ons eer U vanoggend. Here, ons wil U hoog ag, U aanbid, U eer bring, U ernstig opneem, U woorde aanvaar en reageer op dit. Heilige God, dankie vir U seën. Dankie dat U ons dankie dat U agter ons aankom. Ons eer U vanoggend, ons prys U naam. Dankie vir die nuwe jaar wat voor ons is, Here, en ons kyk na U toe en ons vertrou U. Mag U koninkryk kom. Ons bid vir die parel vanoggend, Here, dit ons missieveld vanoggend. Ons vertrou U, Here, om mense vry te maak, om mense te red, om mense toe te voeg aan die familie. Ons kyk na U woord toe van vermenigvuldig en ons sê, ja, Here, ons glo U. Help ons om te reageer en te stap in daai lyn. Worship U naam, Jesus. Ek het net, soos ons het nou gedink en net 'n gedagte gehad, Jesus sê op 'n stadium, hy sê, unless a seed falls to the ground and dies, it stays alone. But if it falls into the ground and dies, it produces a yield. En ek het net gedink aan, hoekom is dit soms dat ons nie aktief is in God se koninkryk nie? Ek dink is vrees. Wat doen ons? Ons hou ons een saadjie vas. Ons grawe ons een talent. Hoekom? Want ons is bang. Kan ons vanoggend sê, okay Here, kan jy vanoggend al jou verskonings op pos sit? En sê, okay Here, hierdie jaar is ek. Vat hierdie een saadjie en vermenigvuldig dit. Sal ons dit doen? Dankie Here. Moet jy nie in jou eie hart reageer nie. Ek kies om die Here te vrees hierdie jaar. Te sê, Here, ek vertrou U vermenigvuldig wat U wil doen in my lewe. Dankie Here. Vader, ek bid U seën oor elke persoon. Mag hulle vol uitstap, Vader, mag hulle dadelik begin reageer op hierdie woorde. U is awesome, ons is so lief vir U. Amen. Lekker julle, awesome om julle te sien, hoop om 'n bietjie te kan gesels, en ek hoop die mense sal daai koffiemasjien vinnig aan.